broers, susters en kinders. Baie welkom in 'n donkerder as gewoonlik kerkgebou. En ook die daverende stilte is oorverloor. Maar baie welkom aan almal. En besonder welkom aan Marlijn Venter en al haar mense wat hier is, die familie wat hier is. Ons is baie bly dat julle saam met al hier is. Sy sê vanoggend belydenis van haar geloof af. Ons is baie bly saam met jou, Marlijn, van Annette saam met jou. Dit is 'n wonderlike geleentheid. En welkom aan almal, aan alle besoekers wat ook saam met ons is hier vandag. Ek wil graag voorbereiding vra vir Piet en René Potgieter, met Piet se ma wat donderdagmiddag oorlede is. Baie sterkte Piet, René, vir julle, mag die Here julle baie krag en genade in die tyd. Ons doen ook spesiaal voorbereiding en ek vra dit ook vir Jaapie Du Plessis wat met chemobehandeling besig is die afgelope Woensdag gehad. En ook vir voorbereiding vir Pieter van der Skyf wat in die hospitaal is na 'n internoperasie. En dan steeds voorbereiding vir Rita Mostert wat tuis versorg word en met wie dit nie baie goed gaan die afgelope 2 of 3 dae nie, want het lyk of daar wetenskap op pad is. En dan vra ek dat julle 'n oomblik bly sit na die diens net vir 'n paar belangrike sake wat ons graag wil deurgee. Ons gaan vooraf, terwyl ons so bly sit, gaan ons uit Lied 528 sing. Lied 528, ons gaan vers 1, 2 en 3 sing. Dit is die bekende leer my, u wil Heer, u doel met my. Vers 1, 2 en 3, Lied 528. Psalm 46 en dan bly ons staan om ons geloof te bely. Daarna neem ons weer ons sitplekke. Kom ons staan om ons afhanklikheid teen die Here te bely. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen.
bely ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit kan jy sit lekker. In die Nuwe Testament lees ons op 'n paar plekke 'n byna samevatting van die 10 gebooie. En die kortste samevatting is die woorde wat ons Here Jesus gesê het in antwoord op die strikvraag wat hom gevra is. Hy is gevra, wat is die grootste gebod? En toe haal hy eintlik die Ou Testament aan, deur te sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele menswees, al jou kragte, elke ding van jou, alles, met alles wat jy het en is, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons lees van nog 'n opsomming, 'n oproep, wat eintlik op die 10 gebooie gespoei is, in Johannes 4, 1 Johannes 4, by vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons openbaar, naamlik sy enigste Seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Sekerlik een van die mooiste verklaringe, wil mens amper sê, op die woorde wat ons Here Jesus gesê het. Hê God lief en jou naaste soos jouself.
saam bid, maar ons begin die gebed deur die mooi woorde van Psalm 43 vers 2 en 3 volgens Spies se onderrig daarvan. Psalm 43 vers 2 en vers 3. Vader, U hoor ons hart. Ons dank U dat ons na U toe kan kom. Ja, ook in tye van voorspoed en ook in tye van teenspoed. In tye waar dit met ons goed gaan en tye soos nou wat ons beleef wat ons onder druk is. Druk ekonomies, ook geestelik, ja Here, op elke terrein van die lewe. Druk van tye soos hierdie waarin ons verlies ervaar, nie alleen verlies van geliefdes wat ons vooruit is na U toe vanweë COVID nie en andersins nie, maar ook verlies van vriendskapsbande wat gebou word, van sosiaal by ander mense wees, saam met vriende wees, familie wees, verlies van inkomste, verlies in werksvreugde en die hele idee wat ons het oor ons werk, ja, verlies ook in aanraking met soveel mense wie ons lief is. Here, U dra ons hierdie deur en ons dank U dat U ons nader trek. Ons dank U dat ons weet dat U ons helper is. U is vir ons goed, Here. Ons loof U daarvoor. Ons gebed is dat U ons ook in hierdie saamwees sal seën. Ja, Here, dat U ons in die geloof sal versterk en bemoedig en dat U ons kragtig deur die Gees sal wakker maak om U te dien, ook hier waar ons saam is. Seën ons, Here. Maak U woord vir ons oop. Seën ons ook waar ons in dankbaarheid gaan sien hoe dat U verbondstrou en U verbondsliefde sigbaar is.
Dankie Here, dat U ons geseën het en seën. Ook waar Marley belydenis van haar geloof gaan, waar sy vir U ja gaan sê. Hier in ons teenwoordigheid, waar U is. Dankie Here vir U groot genade. Vader, ons blyk by U, dat U ons sonde sal vergewe, en ons belyde alles voor U. Dankie vir die belofte, dat U 'n opregte hart raak sien. En dis 'n opregtheid wat ons in toe kom, Here, om te vra, dat U ons sonde sal wegneem. Dankie, dat ons dit kan vra, en ons prys ook in sy naam, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ek wil vra dat Marley en haar ouers, Annie en Annie, hier na vore sal kom. In hierdie afgelope jaar het Marley getrou, haar werk gedoen, en sy regtig getuig van benewens haar werkendheid en van ywer, het sy getuig ook van haar geloof in die drie-enige God. En ek is daarom baie bly saam met julle, Annie, Annette en julle familie, dat sy vandag hier kan staan. Ek verduidelik dit weer, soos ek altyd verduidelik het, en soos ek roep my op Paulus, wat sê, hy is nie skaam om te herhaal nie. Hy het dit ons by geleentheid gesê. En dit is waar, dat ons, die feit dat Marley hier staan, 'n getuig van God se verbondstrou en van sy verbondsliefde. Dit is so, dat toe sy, amper, ja, dis nou nie wat om 2 dekades gelede. Maar so 'n dekade en 'n half gelede, bietjie meer, hier deur haar ouers gebring is om gedoop te word, het die Here vir Marley gesê, jy is myne. Deur die doop as 'n verbondsteken. En omdat God getrou is, het hy haar ouers en ook vir haar geseën, dat sy vanoggend hier kan sê, als ons kan sê, ja Here, ek wil U sien wees. Dis God se woord, jy is myne, en haar antwoord, ja Here, ek is U sien. Dis wonderlik om dit te beleef. God se getroue liefde is werklik alles omvattend, die waarheid. Om nou getuies te wees, Marley, dat jy jou geloof bely, gaan ek 5 vrae vra, wat die eerste 3 eintlik vrae is, en die tweede, die 4de en die 5de is eintlik beloftes, wat jy gaan aflê voor die Here. Eerstens, glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, en in sy naam jy gedoop is. Tweedens, glo jy dat alles jy in sonde gebore, jy in Christus geheilig is, dat die Vader jou as sy kind aangeneem het, en die Heilige Gees opgewek het tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Derdens, glo jy dat die Bybel die woord van God is, en dat dit die volkome leer van die saligheid is. Hierdie leer kom ook in ons belydenisskrifte tot uitdrukking. Vierdens, jou eerste belofte, is dit jou voorneme om in hierdie leer te volhard, om in 'n lewende verhouding met God te staan, om lief te hê en om in gehoorsaamheid te dien. Vyftens, beloof jy om as lewende lid van die kerk gereeld eredienste toe te kom, jou gawes gewillig en vreugde te gebruik om God en jou naaste te dien. Maar jy Peter, wat is jou antwoord? Mag die Here jou seën
En mag die Here vir jou baie genade en krag gee om juist dit te doen en dit uit te leef waarvoor jy ja gesê het vandag. Ek ook van net aan julle baie geluk en dis 'n groot vreugde, dis julle toekomste, so dit is wonderlik om God se getrouheid te sien deur geslagte die waarheid. Kom ons sing vir Marley die seën van die Here toe, Psalm 34, die 4de vers. Ons gebed is dat U vir Marley sal seën, dat U die pad vir haar sal oopmaak, dat U die toekoms wat vir haar blink, dat U dit ook vir haar voorspoedig en gelyk sal maak, dat sy haar drome, haar begeertes sal bereik. Dankie vir die gawes wat U haar gegee het, wat sy ook gebruik in U diens. Seën haar, Here, bewaar haar. Ons bid dit alles en ons prys U naam in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam uit 1 Petrus 3 van vers 13 tot die einde van die hoofstuk, vers 22. 'n aangrypende gedeelte van 'n ewe aangrypende brief. 1 Petrus 3, hoofstuk 3 van vers 13. Net voordat ons dit lees, hierdie gedeelte begin by vers 8 en eindig aan die einde van hoofstuk 4, wat mens ook sou kon sê, die kern van die eerste brief van Petrus is. En die eerste brief van Petrus se kerngedeelte gaan oor lyding, Christelike lyding. En hierdie is maar een paragraaf in daardie hele blok van 3 vers 8 tot 4 vers 19. 4 vers 19 is die
tegelijk ook die kernvers, wil ons amper sê, van 1 Petrus. Maar ons het hierdie paragraaf gekies, omdat ons hierin die grond en ook wonderlike voorbeelde sien van waartoe standvastig vasstaan in lyding, waartoe dit lei. Die vrug daarvan, die seëninge wat daaruit voortvloei. Ons sal dit nou maar lees. 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly om julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy in die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Dit 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterkant van God, nadat die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Teksgedeelte is vers 18. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Skuldiges. En God se doel hiermee is die evangelie, om julle na God te bring. Hy is gekruisig om ons met God te versoen, om die pad na God toe vir ons oop te maak. En ons Here het opgestaan uit die dood. Hy is as mens doodgemaak, staan nie, maar is deur die Gees lewend gemaak. So is ons as volgelinge van Christus, in Christus, saam met hom lewend gemaak. Kolossense 2:13. En gaan lees dit maar. En dis die Heilige Gees wat iemand lewend maak. Johannes 6 vers 63. En gaan lees dit maar. In Christus beteken om saam met hom te gesterf het. En die Heilige Gees saam met hom lewend gemaak te wees. En hierdie lewe wat ons in Christus het, is die lewe wat ons nou al reeds het. Johannes skryf ons in 1 Johannes 5, wie die Seun het die lewe. Nie sal die lewe eendag hê nie, ja, in volmaaktheid, ja. Maar wie die Seun het die lewe. Nou, hier en nou. Te midde van swaar kry en lyding, wat ons mag verdien, omdat ons aan die Here Jesus behoort en in hom glo, het ons nou al die lewe. Hier. Liewe broer en suster, hierdie sterf en opstaan lewe wat ons het op
op grond van die opstanding van ons Here uit die dood, word eintlik afgebeeld of gesimboliseer as jy wil deur die dood. Die dood wat nie bloot 'n uiterlike reiniging van vuilheid is nie, sê hy in die deel wat ons gelees het, maar die doop wat 'n pleit, 'n bede tot God, is vir 'n skoon gewete. Dis 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dis die tema van hierdie hele gedeelte. Hoe ons as gelowiges 'n goeie gewete kan bou te midde van onregverdige vervolging en lyding. Wat beteken dit? Hoe kan ons staande bly wanneer ons in gehoorsaamheid aan God leef en daarvoor bespot of uitgelag, verkleineer of verwerp word of verbygegaan word wanneer daar bevordering kan wees? Hoe kan ons as gelowiges 'n goeie of 'n skoon gewete bou te midde van onregverdige lyding en swaarkry? Wat is 'n goeie of skoon gewete? Ons sê dikwels dat 'n mens se gewete daardie stemmetjie is wat jou pla of waarsku of aankla wanneer jy iets verkeerd gedoen het of op pad is om iets verkeerd te gaan doen. Ons praat ons so. Hierdie stemmetjie wat vir my gesê het. En dis gedeeltelik waar. Dis wat 'n gewete is. Maar die woord van hier vir gewete en in die res van die hoofstuk vir gewete en in die res van die Bybel vir die Nuwe Testament vir gewete gebruik word, het oorspronklik beteken dat ek saam met iemand kennis het van dieselfde waarheid. Dis om saam te ken, te weet. Dis die oorspronklike betekenis vir die woord vir gewete. Ons dra saam kennis van wat byvoorbeeld die waarheid is in 'n regsaak. En ek kan daarvan getuig en iemand anders kan dit bevestig. Maar baie gou het gewete 'n persoonlike ding geraak wat binne in jou is. Die stryd om die waarheid binne my. Die stryd tussen kwaad en goed wat binne in my woed. Maar in die Nuwe Testament word gelowiges geteken as mense wat nuut gemaak is. As mense wat in die proses is om te groei in hierdie vernuwing. Julle het al die woord gehoor, heilig maak. Baie kernwoord in die Christelike lewe. Dis om al hoe meer en meer te groei en te word soos Jesus. Om te groei in Christus in, wil ek al sê. Om al hoe meer en meer sy beeld te vertoon. Dis heilig maak. En dis hoe gelowiges se lewe beskryf word. En dit mooi daaroor. Dis waaroor ons lewe gaan, nie waar? Om te groei in heilig maak. Om te groei in die wete dat, want dis wat heilig beteken ook, nie sondeloos te wees nie, dis een betekenis van heilig. Maar om een kant neergesit te wees. Ek moet groei in daai wete dat ek spesiaal een kant neergesit is vir God, deur God, om in sy diens te wees. Om hom te dien. Om sy naam te verheerlik. Wat is die doel van ons lewe op aarde? Om God te verheerlik. Dis hoe die gelowige se lewe in die Nuwe Testament beskryf word. En dit word op verskillende maniere gesê. Die werklikheid is dat ek en jy as mense wat glo in en daarom behoort aan die Here, die woonplek is van die Heilige Gees
wat lewend maak. Die Heilige Gees wat lewe gee. Onthou vers 8. Ons is saam met Christus lewend gemaak. En dis wat die Gees doen. En die Heilige Gees maak ons gewete lewend, wakker. Wat beteken dit? Die Heilige Gees, as mens na die oorspronklike betekenis van gewete gaan kyk, die Heilige Gees is die ander een wat saam met my oor die waarheid kan getuig. En die waarheid in Christus. Die Heilige Gees herinner my aan alles wat die Here Jesus Christus gedoen en gesê het. Ons ken dit. Dit is al dikwels gesê hier waar ons saam is. Johannes 14 vers 26. Die Heilige Gees laat my sê en doen wat met my geloof ooreenstem. En daarom bely en beleef ek my geloof in gehoorsaamheid aan God en sy wil. En ek doen dit elke dag. Soos Marley dit vir hierdie keer in die openbaar gedoen het. Maar dis die begin van 'n lewe. Of dis die voortgang van 'n lewe waarin ons deel wat geloof uitleef elke dag. Daarom bely, omdat die Heilige Gees in my werk, bely en beleef ek my geloof in gehoorsaamheid aan God en sy wil. En daarom sê Petrus dat ons nie vir mense moet bang wees nie. Nee, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Anders vertaal staan hier. Eer Christus die Here as die heilige in julle harte. Die geestelike beginsel wat deurloop van die Ou Testament af en wat Petrus hier herbevestig, is dat jy so groot ontzag en eerbied vir die Here Jesus moet hê, dat dit enige ander vrees verdryf. As ek iets daarvan gelees in Johannes 4, waar liefde is daar nie meer vrees nie. Liefde verdryf vrees, vrees verdryf liefde. Die teenoorgestelde van vrees, van liefde althans, is nie haat nie. Dit is miskien 'n teenoorgestelde, maar die teenoorgestelde van liefde is vrees. Om gewoon bang te wees. Jy moet so groot ontzag en eerbied vir Christus hê, dat dit enige ander vrees verdryf. Jy moet hom so lief hê, hom alleen so sterk vertrou, dat hy sal doen wat hy beloof het, dat jy nie bang sal wees vir enigiets anders op aarde. Soveel so, dat jy in enige swaar kry en in teenspoed, teen alle vrese, gedring deur die liefde, altyd gereed moet wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduidelik eis oor die hoop wat in julle lewe. Vers 5. Die Gees maak my gewete wakker deur my dus te laat getuig oor die hoop wat in my lewe. Die Gees is die ander getuie wat saam met my weet wat die hoop behels, wat ek het, deur God se genade. Dis die een ding wat mense sou kon verstaan oor die Heilige Gees wat my gewete wakker maak. Die ander ding, die Heilige Gees maak my gewete wakker deur my te laat getuig, nie alleen oor die hoop wat in my lewe nie, maar my te oortuig wat die waarheid is oor die sonde wat ek doen. Dat dit verkeerd is, dat dit nie ooreenstem met wat God wil doen. En daarom bely ek dit voor God, vra ek vergifnis daarvoor. 'n goeie of skoon gewete
is dus wanneer ek deur die kragtige werk van die Heilige Gees in my gedagtes, in my woorde en my dade in lyn loop met wat God wil. Maak dit sin? Goeie gewete, of 'n skoon gewete, is nie om te sê, ek is hierdie ou wat nou geen sonde het. Dis nie waar. Ons is sondaars. 'n Goeie en skoon gewete is wanneer ek so voor die Here leef, dat wat hy wil, dit is wat ek wil doen, en wat ek dink, en wat ek praat. My getuies, dit wat ek beleef en uitleef, of wat ek wil leef en uitleef, stem ooreen met wat die Heilige Gees aan my sê, dis wat God wil. 'n Goeie gewete is dus eintlik maar 'n kort definisie van die Christelike lewe. Dink eroor met dan. Heilig maak. Die voorbeeld in die Ou Testament wat Petrus hier gebruik is Noag. Dink vir 'n oomblik aan Noag, wat toe al met die oog op die Christus vir 120 jaar lang spot en verwerping moes verduur. Ek bedoel, hier is hy ver van enige groot wateroppervlak, miskien 'n plaasdammetjie, besig om 'n reuse skip te bou op droë grond. En hy praat van 'n vloed wat deur God gebring gaan word. Hy getuig en proklameer dat die mense hulle moet bekeer omdat God almal gaan uitwis. En dis die voorbeeld wat Petrus hiervan praat. Hy sê, hy praat asof dit Christus is wat aan die mense in gevangenskap die evangelie of die bekering gaan verkondig het, maar dit is Christus wat deur Noag al toegepraat het, 120 jaar lang. Mense, dis 'n leeftyd, langer as 'n leeftyd vir ons. Wat Noag daardie spot moes verduur, 'n skip op droë grond, 'n lou, maar hy het volgehou tot dit klaar was. En die res is geskiedenis. Kyk wat Persie het daaruit voortgekom. Noag, voorbeeld van iemand wat lyding, spot, verkleinering, teenstand verduur het, terwille van die Christus, vir so lang, maar hy het met 'n goeie gewete voorgeneem, lyding wat hy weet hy moes doen, wat reg was. En dit het baie seën na vore gebring. 'n Ander voorbeeld van iemand wat 'n goeie gewete behou het deur lyding heen, is ons Here Jesus Christus. Ons het in vers 18 gesien, ook Christus het eenmaal vir die sonde gely. Ook Christus is 'n voorbeeld van lyding verduur. Paulus vat dit saam, wanneer hy volgens Kolossense 1:27 sê, God het besluit om bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Christus is ons hoop. En ons kan sy voorbeeld van standvastig, lyding wat reg is, met 'n skoon gewete, voor almal, voor God, lyding tot die dood verduur. Hoor wat staan in 1 Petrus 3:14, selfs as jy moet ly, omdat jy doen wat reg is, moet jy dit as 'n voorreg beskou. Letterlik staan hier,
Selfs as jy moet ly omdat jy doen wat reg is jy geseënd. Petrus inspel op die woorde van die Here Jesus Christus self in die saligsprekinge daar aan die begin van die bergrede. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want hulle hoor die koninkryk van die hemel. Petrus, die ongedopte Petrus. Die Petrus wat nie meer die slaaf se oor afkap nie, en wat nie meer uit pure eie geregtigheid die Here verloon en die 3 maal verloon het nie. Petrus, die ongedopte Petrus, wat deur die Here gesê is, volg my, laat my lammers by, doen jy wat ek aan jou sal gee om te doen. Die ongedopte Petrus sê, onthou wat die Here Jesus gesê het, salig, geseënd is die wat vervolg word om te doen wat reg is, van hulle oor die koninkryk van God. En dis, kom asseblief skryf, dis die waarheid wat hy wil verduidelik aan ons deur die brief. Onthou, die wêreld het nie preke nodig. Die wêreld hoor nie preke. Die wêreld is doof vir die waarheid. Hulle glo allerhande snerp wat aan hulle opgedis word van oral oor. Die wêreld het nie preke nodig nie. Die wêreld is nie Sondag in die kerk nie. Maar die wêreld het nodig om te hoor van die hoop wat in jou en in my leef. Dis wat ons moet vertel, dis wat ons moet voorleef, dis wat die mense moet sien. Lewende briewe, te midde van lyding, van swaar kry. Lewende briewe, om te sê, ons kry swaar, maar ons hoop. Wêreld het jou en my se lewe en woorde nodig, wat getuig van die hoop wat in ons lewe. Amen. Kom ons daar staan. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die woord, vir die evangelie. Vir die evangelie wat in ons harte weer klink, die kragtige werk van die Gees. Dankie Here dat ons weet en vir die genade dat die Heilige Gees in ons harte getuig van die waarheid en dat ons daarom so seker kan wees daarvan. Help ons om dit uit te leef en help ons om dit raak te sien, te hoor, raak te hoor ook wanneer U praat. Ook wanneer U saggies in ons binneste deur die Gees getuig deur U woord. Seën ons elkeen, Vader, in moeilike tye. Seën ons om staande te bly. Seën ons met 'n skoon gewete. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing uit liedboek 508. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2.
in hierdie moeilike tyd, vir almal met wie jy in aanraking kom. Die woorde van Openbaring 22. Die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Eredienste word uitgesaai op ons YouTube kanaal. Vanoggend vanweë soos julle gehoor het voor die tyd, vanweë die kragonderbreking was daar nie 'n lewendige uitsending nie, maar dit is gaan gepos word op die kanaal en die skakel is op die webblad beskikbaar en ek dink die meeste van julle het ook op julle selfone ontvang die skakel, maar die skakel kan ook gekry word by ons webblad www.gkbp.co.za. Dit is weer na die einde van die jaar toe en ons dankbaarheidsmaande is nou eersdaags en vir die wat nie vertroud is daarmee nie, ons dankbaarheidsmaand begin gewoonlik in November en dit hier tot deur Desember en waarskynlik nog in Januarie en dit is maar 'n tyd van die jaar waarop as jy iets ekstra het en jy oorweeg dit bidend, dat jy iets ekstra buiten die normale bydrae gee, sodat ons dit wat ons moes doen en moet doen hierdie jaar, kan ons oogmerk vir hierdie jaar is R150,000 en baie dankie aan elkeen wat reeds gegee het. Ons het reeds R17,350 ontvang van die oogmerk van R150,000. So ons het goed begin. So as jy dit wil oorweeg en kan bydra, dra asseblief meer by. Meer as die normale bydra vir die maande wat kom. Ook baie dankie aan Jacob Els en sy span wat begin het met die parkeerarea. Jy het gesien dat daar bietjie dele van die parkeerarea ongedolwe is. Ons gaan volgende week begin met die teer. Ons benodig skenkings om teer aan te koop en ons doen dit op hierdie manier om geld te spaar en Jacob ook dankie vir die arbeid wat julle gee. Ons is baie dankbaar daarvoor. As julle geld het om teer te kan aankoop, kontak vir die Winnie as jy wil bydra daarvoor. Onthou ook asseblief ons kerkmark op 1 November, ja dit is stemdag. As jy 'n skenking wil maak of hulp wil aanbied, kry vir die Winnie of vir die Winnie na die diens agter in die saal. Miskien gaan dit al beter wees om nie agter in die saal te wees, maar dat hulle hier kry. Hoekom ons gesê het agter in die saal is omdat dit aanvanklik die idee was dat ons tee en koffie gaan nuttig, maar daar was nie eintlik krag nie. So ons kan nie water koop vir tee en koffie. So hierdie keer moet ons maar Broerwyk gaan, maar julle kan hulle hier voorkom kry. Kerkmark 1 November, ons benodig hulp vir die volgende persoon wat 3 kg curryvleis kan gaar maak. Dis voor die tyd. Op 1 November het ons hulp nodig, die maandag, stemdag, het ons hulp nodig by die teertuin, ook by die borsrolletjie, stalletjie. Ons het reeds 'n klompie mense daar, maar as jy kan kom help, sal dit wonderlik wees. By die pannekoekstalletjie en by die curryry-stalletjie het ons ook reeds mense wat basies daar is, maar ons kort nog mense om te kom help. So as jy enigstens kan, wanneer jy klaar gestem het, of voor jy gaan stem, kan jy asseblief jou hulp kom aanbied. Dan het ons ook skenkings nodig. Die bestanddele soos in die nuusbrief, dis vooraf, maar op die dag het ons soet en sout klein tertjies en pastytjies nodig. Ons het ook groot koeke en terte wat soet en sout kan wees op die dag op
1 November nodig. Dan, die laaste, daar is 'n leierberaad, dis die plek van die ouderlingeberaad, waar al die groepleiers, ouderlinge, diakens en kleingroepleiers, môre aand 7:00 by die kerk gaan wees om saam te besin en saam studie te doen en ook onder andere ter voorbereiding van die pad vorentoe. So môre aand se leierberaad 7:00 en dit duur gewoonlik tot 9:00, maar ons sal waarskynlik môre aand vroeg klaar. So ons vra julle voorbereiding ook vir die leiers wat dan by mekaar gaan kom om bietjie in God se woord te delf en die oogpad vorentoe. Dit lyk vir my dis al, baie sterkte, baie vrede en vreugde vir julle.